Môre geliefdes, baie welkom in die huis van die Here. Ek vertrou dat vandag vir ons elkeen tot groot seën sal wees. Dit gaan goed met die mens vir wie die Here se huis 'n tuiste is en hulle krag aldaar in hulle Skepper vind. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van hom wat was, wat is en wat weer sal kom. Amen. Liewe Here, dankie vir 'n oomblik soos hierdie. Dankie vir 'n vandag, vir 'n hier en nou, vir die voorreg om in U huis by mekaar te kan wees en U te aanbid. Here, waar ons U wil kon hoor, waar ons skuld kan bely, waar ons U genade kon hoor en kan antwoord met 'n belydenis op ons lippe. In toewyding ook, dat U ons lewe neem, dis U sin. Vader, en ook hierdie oomblik, is nie ons sin nie, dis U sin. Ons hele lewe, waar ons ook hier uitgaan, ja Here, met ons uitdagings, U wat dit ken, Here, dankie vir hierdie oomblik waar U dit ken en deur die woord tot ons elkeen spreek, ons harte ken, en deur die Gees wat lewend is, spreek Here, nie ver van ons is nie, inteendeel, God met ons, U met ons, hier, maar in ons ook, Here. Help ons, Here, dat wanneer U praat, dat ons sal luister. In Christus naam bid ons dit. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vanoggend kom uit die Nuwe Testament uit Jakobus 4 verse 13 tot 17. In my Bybel op bladsy 305 van die Nuwe Testament, die 83 vertaling, Jakobus 4 verse 13 tot 17, 'n baie kort gedeelte met die opskrif afhanklikheid van God. Kom nou julle wat sê, vandag of môre sal ons na die en die stad toe gaan en 'n jaar lank daar bly. Ons sal sake doen en geld maak. Julle wat nie eers weet hoe julle lewe môre sal wees nie. Julle is maar 'n damp wat 'n oomblik verskyn en sommer weer verdwyn. Eerder moet julle sê, as die Here wil, sal ons lewe en sal ons dit of dat doen. Maar nou is julle so seker van julleself en praat julle groot. Al sulke groot pratery is verkeerd. As iemand weet wat die regte ding is om te doen en hy doen dit nie, is dit sonde. Geliefdes, tot sover ons skriflesing vanoggend. Gelukkig is ons wat hierdie woorde kan hoor, maar meer gelukkig as ons dit kan doen en daarvolgens lewe. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, susters en broers, dink vir 'n oomblik na, wanneer jy of die afkorting gehoor het, of dalk self gebruik het, dalk weet jy nie eers daarvan nie, veral as jy jonger persoon is die kans baie goed. Afkorting is hoofletter D, hoofletter V. DV, en ek dink dit die regte afkorting is D.V. DV. Wanneer laas het jy dit gehoor, of wanneer laas het jy dit self gebruik? Natuurlik staan hierdie afkorting DV vir Deo Volente, vanuit die Latyns. Deo Volente vertaal as die Here wil. En so in spreektaal, vroeër jare veral, was dit gebruik. DV, Deo Volente, as die Here wil. Maar dink bietjie vandag aan ons algemene omgangstaal, ons spreektaal, jy hoor dit bitter selde. En jy sal bietjie ver moet teruggaan, dalk as jy dit hou, ou uitnodigings, dalk na 'n huweliksbevestiging, so iets.
Jy word uitgenooi na die huweliksbevestiging van so en so op DV Saterdag 15 Oktober 1978. Het sal vroeër jare wees. Nie sommer deesdae dat jy dit in meer resente uitnodigings kry nie. Mense hoor nie meer regtig dat mense dit gebruik, in die omgangstaal gebruik mense dit nie meer nie. En ek dink dit is grootlikse kritiek alreeds teen ons as kerke, maar ook samelewing wat verword het, waar het vroeër jare baie gebruik is in spreektaal. Volgende week, as ons dit gaan doen, DV, as die Here wil, Deo volente. Geliefdes, die kritiek daarteen wat ons dan kan pluis is om te sê, maar ons praat dalk te selfversekerd van die toekoms. Ek sien jou volgende week. Of ons gaan volgende maand doen ons dit. Ons het as die Here wil, het ons mettertyd uit ons sinne uitgehaal. En dit sê baie. Dit sê baie van hoe ons die toekoms benader, dalk te selfversekerd. Want hierdie uitdrukking DV, afkorting, en die uitdrukking as die Here wil, sê iets van ons afhanklikheid. Ons is afhanklik, maar dit beskou hierdie bewussyn van, ja, ons beplan om dit en dat te doen, en ons moet en ons kan dit doen. Maar God laat gebeur. Ons wil dat dit volgende week so en so moet wees, maar die Here sal, sy wil sal geskied. Besef ons leef in afhanklikheid voor die Here. Nou geliefdes, met die eerste lees van die teks, dink ek, is dit voor die hand liggend, baie duidelik, dat dit 'n afleiding is, dat hierdie teks grootliks daaroor gaan. DV, as die Here wil, nie so selfversekerd te praat nie. Maar geliefdes, ek wil dat ons dalk bietjie dieper kyk na die mense omgang dan nou met hoe ons vandag verstaan, die hede, en hoe ons daarop reflekteer vir die toekoms, môre. Hoe ons vandag lyk, ons planne vir vandag, en wat ons vandag sê, so gaan ons môre wees. Hierdie idee dan nou, van 'n môre sodanig, die idee van 'n volgende dag, die idee van 'n toekoms dan nou. Hoe die mens, in die algemeen, ons as gelowiges, maar die mens daar buite ook, hoe die mens omgaan met die toekoms eintlik. Geliefdes, die woord môre, bedoelende die volgende dag of die toekoms, in ons algemene spreektaal is dit eintlik maar 'n gevaarlike woord om te gebruik. Nou dan dink jy dalk, maar hoekom sê jy dis 'n gevaarlike woord om te gebruik? Hierdie woordjie gaan dikwels hand aan hand met sy sinoniem, uitstel. Ons sal môre dit doen, nie vandag nie. Of laat ons volgende jaar dit doen, veral sê ons dit in Desember tyd, dink aan besighede, wat nog nie gedoen is nie, gaan ook nie gedoen wees nie, is volgende jaar. Dit is 'n gevaarlike woord, teenproduktief vir enige besigheid, maar in die kerk wil ek dit toepas, nie op die besigheid nie, dit is 'n beginsel wat geld daar, maar dit is net so waar in ons geloofslewe. Ons het maar 'n manier om die sekulêre, die wêreld daar buite, ons besigheid, ons dag tot dag take, ook so te dupliseer in ons geloofslewe. En dan raak hierdie woordjie môre in die geloofsopset bitter gevaarlik. Meer gevaarlik en meer produktief as wat ons in die besigheidswêreld, vir jou boerdery of wat dit ook al mag wees, jou werksplek sal sê môre. In die geloofslewe krities belangrik. Wanneer dit kom by die saak van geloof, wanneer dit kom by die gelowige se persoonlike verhouding met God, maar ook met sy naastes, sy of haar naastes, is hierdie woordjie baie gevaarlik. En ek wil vir u uitwys hoekom dit gevaarlik kan wees deur eintlik maar so voelvlug
te neem oor sommige gevalle in die Bybelse tyd, waar karakters gesê het in die Bybel, nee môre, toe hulle eintlik moes gesê het, ja, vandag. Ons kyk na die merkwaardigheid daarvan, en dan trek ons dit ook deur na ons eie dag en tyd. Ons eerste voorbeeld, geliefdes, is die voorbeeld van Absalom. Nou as ek die naam Absalom sê, is sekerlik almal van julle se eerste gedagte, wat korrek sal wees, die man wat met sy hare in die takke gehang het. Nou 'n bietjie minder bekende verhaal van Absalom wat dit voorgaan, soos dalk net kyk na sy naam in Hebreëus, beteken vader van vrede. Kan hoor in Hebreëus is Af, beteken vader, en julle sal weet Shalom, Af vader, Shalom beteken vrede, so vader van vrede. Eintlik 'n baie ironiese naam wat hy dan het, as dit Absalom is hy die einste wat teen sy pa gestaan het, wat die swaard teen sy pa, koning Dawid, opgeneem het. En so gebeur dit dan ook, wat hy Dawid uit Jerusalem verdryf het, en omtrent hier in 'n hoek vaskeer, net anderkant die Jordaan. Gaan lees gerus op jou eie tyd, 2 Samuel, hoofstuk 16 en tot 18. Hy verdryf sy eie pa, uit Jerusalem, vasgekeer anderkant die Jordaan, en nou is daar 2 raadgewers. Hy is besig om hierdie saak te wen teen sy pa. Hy is besig om koning te word met sy 12.000 manskappe. En een van sy raadgewers, dis nou die deel wat u dalk minder bekend sal ag, met die naam Agitofel, sê vir Absalom, luister, vandag nog moet ons klaarmaak waarvoor hierdie hele opruk teen Dawid is. Ons moet met die grond gelyk maak. Vandag nog. Trouwens, vannag nog moet ons opruk. Finaal hom oorweldig. Ander vertroueling met sy naam Husai het gesê, nie vandag nie, maar môre. En as jy nou so in die skoene moet plaas, hoekom hy gesê het môre, sou ek dalk Husai se kant gevat het, want hy het gesê, kom ons doen dit môre, want ons moet bepaal, dis baie strategies, ons moet bepaal hoe sterk is Dawid se mag. Ons moet sien waar is hy geleë, hoe gaan ons hierdie aanval loods. Dis eintlik baie militêr strategies. Ek sou saam met Husai gestem het, maar dan kry ons in die teologiese intensie die afleiding van wat toe later gebeur is Husai was toe verkeerd gewees. Sou hulle die aanval die nag nog geloods het, dan was koning Dawid nie die groot koning meer gewees nie. Dan sou hy die koning gewees het wat deur sy seun ontroon is. Die een vertroueling sê vandag, ander vertroueling sê nee, môre. En so gebeur het, Absalom luister na Husai, dit is ook nou eers môre, en hulle verloor teen Dawid. Die 12.000 manskappe verloor hierdie skermutseling, oorlog in die kleine. En dan nou die bekende verhaal van Absalom wat vlug en met sy takke, met die hare in die takke vasgevang is. Die verskil tussen 'n vandag en 'n môre. En waar hy as 'n prins, die seun van koning Dawid, eintlik met sy sterwe heen in 'n praalgraf in Jerusalem moes gelê het. Verhaal verder, verskriklike verhaal, want ons lees gewoonlik net tot die amusante gedeelte van Absalom wat hang in sy hare, is Absalom wat uiteindelik begrawe is sommer in 'n sloot daar langs die pad. En elke soldaat wat verbygekom het, gooi 'n klip op sy lijk. Teenoor praalgraf wat vir 'n prins moet wees, tot hierdie dood wat hy gesterf het. En die manier hoe hy begrawe is. En die afleiding, die teologiese intensie, grootliks omdat hy gesê het, nie vandag nie, nie vannag nie, liewer môre. Ons tweede voorbeeld, wonder hoeveel in die gemeente sal daarvan weet, baie
baie onbekende verhaal, is die voorbeeld van Felix. Ons lees daarvan in Handelinge 23 en 24. Nou, Felix was die gouverneur ten tye wat Paulus veral sy sendingsreise gedoen het. En is juist daarom die Jode kla vir Paulus aan en sê, hierdie is 'n moeilikheidmaker. Hy is besig om 'n wig te bring tussen die Joodse geloof, onenigheid wat hy saai, so hulle gaan na die Romeinse gouverneur om hulle Joodse sake uit te sorteer, kla hom aan, en verder ook omdat Paulus verkondig van die opstanding, dis teen die Joodse geloof, verstaan dit nie. Hy maak moeilikheid. En gouverneur Felix moet nou met Dawid praat, of ten minste nie net praat nie, dis 'n verhoor. Maar so kry ons die idee later dat Felix, alhoewel hy nie 'n Christen gelowige is nie, tog aanklank vind by hierdie nuut gevonde Christelike geloof. Sy vrou, Drusilla, Joodse vrou, 'n Jodin, so vertel Handelinge 24, moes hom sekerlik beïnvloed het, want hy verstaan iets hiervan. Hy wil meer hoor. En afgesien van die verhoor, en dis nou die belangrike, roep hy vir Paulus om meer vir hom te vertel van die Christelike geloof. En Paulus doen so. En geliefdes, hy draai nie doekies om nie. Hy vertel dan juis dit waarteen die Jode hom aankla vir die persoon wat oor hom oordeel moes vel, die opstanding uit die dooies. Hy vertel van 'n lewe in gehoorsaamheid van God, selfbeheersing. En hierdie gouverneur luister so hoe Paulus praat, maar iets pak hom beet. Iets pak hom beet dat hy dalk bang is aan die een kant, geraak deur hierdie woorde, maar hy sê, en gaan lees dit gerus, hy sê vir Paulus, dis genoeg vir vandag, dis oorgenoeg, kom weer môre, kom weer op 'n volgende dag. As ek weer tyd het, Paulus, dan kan jy verder met my praat, maar ek sal jou roep, dan kan jy weer kom. Die vraag is, wat het met Felix gebeur? Ja, ten tye wat Paulus met hom gepraat het, het hy sekerlik hierdie appel gehad wat tot hom gerig was. Hy het gevoel, skuldgevoel, maar dan ook 'n mate van angs. Sy gewete wat hom dalk gepla het, soveel so dat hy sekerlik gesê het, maar ek kan nie meer hierna luister nie, gee my net kans. Maar wag tot môre. Want môre is nog 'n dag. Trouwens, as ons so praat van die afkorting DV, het ons ook 'n goeie gesegde van wat gebeur met afstel. Van afstel kom uitstel. Dis presies wat hier gebeur. Hy stel iets binne homself uit wat tot sy hart gerig word. 'n Appel. Maar hy doen niks daaraan nie. Daar's verder nie beweging anders as hierdie skuldgevoel nie. Hy laat Paulus maar huis toe gaan. Want môre is mos nog 'n dag van uitstel. Die gevolg, geliefdes, is wat jy moet raak sien wat jy eintlik nie lees nie. Is jy hoor nie daarna ooit weer van Felix nie. Hy is opgevolg deur Porcius Festus. Volgende gouverneur, Felix verloor sy aansien. Jy lees nooit weer van hierdie gesprek nie, van hierdie opvolggesprek nie. Felix het sy kans verspeel. Ons kan bespiegel daaroor, maar die teks sê niks verder nie. Of dan 'n laaste voorbeeld, ons almal ken die gelykenis van die ryk dwaas in Lukas 12 verse 13 tot 21. Van die ryk jong dwaas wat gesê het, my grond dra goed. Soveel so sit hy met 'n lekker probleem, my skure is te klein om alles te dra wat ek het. So wat maak ek? Ek bou groter skure, maar dit gaan nie oor vooruitgang, dis nie die probleem wat daardie teks op uitwys nie, dit gaan oor in sy eie krag. Dis mos ek wat dit gebou het. Dis mos ek wat gaan wegsit. En is ek wat gaan opgaar sodat vir die dag van môre dit deur my toedoen is.
vir môre, vir oormôre, dat ek lekker kan leef, dink hy by homself. Dan gaan die gelykenis verder, waar het vertel van hierdie ryk jong dwaas, wat in sy môre, in sy beplanning van môre nie vir God gereken het nie, loop hom toe vas in die realiteit van wat vandag, op daardie dag, toe met hom gebeur. Want so sekerlik het hy laat kom vir môre, vir die volgende dag, persone wat die fondasie van sy skure moet gaan grawe. Hulle toe geraak die ouens wat sy graf grawe. Sy besittings, sy vol skure, het aan ander gegaan. Want hy het God nie in sy môre gereken, in sy dag van môre, in sy toekoms. Dis deur my eie krag. Daardie sin van afhanklikheid van God was nie daar nie. As die Here wil DV, was nie daar nie. Dis mos hoe ek sê. Dis hoe ek beplan. Geliefdes, hoekom is hierdie woordjie môre so gevaarlik? Wat is dan nou verkeerd daarmee as ons sal sê, nie vandag nie, môre sal ons dit doen, of soos ons gelees het in die teks, ons sal môre na hierdie of daardie stad toe gaan. Of miskien vra jy nou, wat het hierdie tema van vandag en môre, hoe waar dit ook al nou is, maar met die adventstyd te maak, met die kerstyd wat ons na been beweeg. Wat het dit te maak met die fees van vrede en vreugde wat ons vier? En die antwoord daarop, geliefdes, is alles. Dit het alles daarmee te maak. Want ook in hierdie tyd het ons klem op vandag, veral in die geloof, en wat ons uitstel vir môre. En ons sal sê, ons vier dan mos nou per implikasie die koms van Christus, die adventstyd, naderkom van Christus na die aarde. God met ons, Immanuel. En per implikasie ook vir ons hier en nou, waar ons weer opnuut besef, God nader as ooit ook in my, hierdie naderkom, binne my hart. Maar dan die vraag, waar is Christus werklik binne ons harte? Veral in die sin van wat ons sê vandag en môre. Vandag lê daar dalk iets op die punt van my tong. Ek moet dit in liefde sê vir hierdie of daardie persoon, maar nee, dit is nie nou geleë nie. Dalk môre. Of 'n dankie sê, ek behoort dit vandag te doen, maar dis nie die regte geleentheid nie, dalk môre moet ek dit doen. Geliefdes, groot saak hier is ons weet, in ons eie geestelike lewe, wat is daardie ding wat vandag gedoen moet word? Ek wou nog vandag 'n guns bewys, of met hierdie of daardie persoon, daardie gesprek hê wat ons toe nooit gehad het nie. Maar ons moet dit hê. Maar ek soek vir die regte geleentheid, ek soek vir môre dat dit gebeur, net nie vandag nie. Môre is nog 'n dag. En so raak die Afrikaanse gesegde so waar, van uitstel kom jy afstel. Geliefdes, ons weet wat ons moet doen. Ons weet dat ons dit moet doen. So goed soos jy weet wat dit is wat jy moet doen. Maar ons verval in hierdie valse vrede van miskien môre, regte geleentheid, nie nou nie. Dan sal ek. Of ons dink dalk, is goed dat ons Christus se koms na die aarde herdenk. Is goed mos dat ons hierdie fees van vrede vier.
Maar ons wil dit nie te naby aan die lyf hê van die eise wat die evangelie en wat Christus se koms aan ons stel nie. Dit wil ons nie hê nie. Van dit wil ons wegskram. Moenie vandag vir my vra om my ten volle te wys soos die evangelie vereis aan God nie. Nie vandag nie, dalk môre. En ja, dalk is dit, verstaan ek dalk nou adventstyd en Kersfees en die boodskap daarvan nie ten volle nie, maar dit maak ook seker nou nie saak nie, dink ons in hierdie valse vrede by onsself, want volgende jaar is dit mos weer adventstyd en Kerstyd. En wat ek nou gemis het, kan ek dalk volgende jaar weer inhaal. Môre, nie vandag nie. Hierdie jaar met sy afsluitings en met sy rus wil ek rus. Maar dit was mos nou 'n moeilike jaar. Vandag rus ek, môre, volgende jaar sal ek weer die geloofsdinge opneem. Veral die geloofsdinge. En dan, waar hierdie teksgedeelte so krities tot ons spreek, krities belangrik, onderstreep dit die groot probleem, geliefdes, in die manier hoe ons redeneer. In sy eenvoud. Die probleem, sê Jakobus, jy weet nie hoe jou lewe eers môre gaan wees nie. Jy weet trouwens nie eers of jy gaan lewe môre nie, jy dink dalk. Maar dis nie 'n gegewe nie. Al wat ons het, is vandag. En daarom as ons sê DV, Deo volente, as die Here wil, het dit eintlik grootliks te maak met vandag, alhoewel ons in die omgangstaal gewoonlik vir die toekoms praat. Maar dit het grootliks meer te maak as ek so na die teologiese intensie kyk. Nie met die môre nie, maar grootliks met vandag. Natuurlik ook die môre. Maar môre is nie 'n gegewe nie, vandag is. Hier en nou het ons. DV het te maak met die gawe wat die Here ons vandag gee. En in sy groot eenvoud, maar tog sukkel ons so om dit te doen, geliefdes. Vra die teks baie hard en duidelik aan jou en my die vraag: wat moet jy vandag gaan doen? Môre is dit dalk te laat. Amen. Kom ons bid saam. Liewe Here, dankie dat U deur die Gees vir ons in liefde in hierdie teks 'n groot appel op ons lewe rig. Ons oproep, Here, tot 'n herwaardering vir wat ons vandag het, van die gawe van vandag. Alhoewel ons in ons grootheid dink, skynbare grootsheid, dat môre 'n gegewe is en volgende week en volgende jaar besef ons opnuut, Here, dis nie so nie. Dis alles binne U wil, binne U tyd. Here, selfs en veral dan nou in moeiliker tye besef ons dit. Hoe afhanklik ons van U is. In ons groot beplannings, dat ons weer DV sal gebruik as U wil, Deo volente. So intens beleef ons dit, Vader, in hierdie droogte tyd. Besef ons afhanklikheid van water. Bely ons, U is die een wat stuur. Maar Here, bid ons dan met die aanhoor hiervan DV, as U wil,
Skryf ons, Here, U nie voor nie. Besef ons opnuut wie ons is en wie U is. Maar Here, dan ook wat daardie dinge is wat ons vandag moet doen. Waar ek vandag moet gaan regmaak, waar 'n verhouding dalk skipbreuk gelei het, gaan praat waar ek soveel keer het uitgestel het, of gaan dankie sê of my waardering uitspreek, daar waar dit op die punt van my tong is en ek myself net nie kom kry om dit te doen nie, Here, dat ons dit ook sal doen. Want dit is die boodskap van die Advent. Soos ons deur hierdie tyd beweeg om 'n herwaardering vir vandag te hê. Ja, Here, ons vind onsself so skuldig daaraan dat ons lewe in al die twee verskillende tye behalwe in die vandag. Ons bevind onsself of so vasgevang in die toekoms of in die verlede, maar so selde in die hede, dat dit ons roof van ons hede. Dankie Here dat U vir ons wys, so aan die einde van 'n jaar wat ons so geneig is om terug te kyk, verlede beskouing, maar ook vorentoe te kyk, toekomsbeskouing van vandag. En dat ons dit sal herwaardeer, ons mense sal herwaardeer, mekaar. In Christus naam bid ons dit. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, kom ons elkeen ontvang dan nou ook die seën van die Here. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly saam met elkeen van julle, nou, vandag, maar ook môre en tot in alle ewigheid. Amen.